Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels môre met Jean-Pierre Lombard. Hy is van die maatskappy Debtbusters. En ons gesels 'n bietjie vanoggend oor die statistiek rondom verbruikersskuld. En hoe dit lyk, en nou, so spesifiek in die laaste kwartaal of wat. Goeiemôre Jean-Pierre. Goeiemôre Pierre, hoe gaan dit? Ja, ons moet keer wat gaan beter. Wel, dit gaan nie altyd so beter met die verbruiker nie. As mens kyk na die statistieke wat julle nou bymekaar gemaak het. Wat is van die sleutelpunte wat ons nou na moet kyk as ons kyk spesifiek hoe skuld die verbruiker affekteer? Kyk, om het kort op te som, Pierre, hierdie is ons 10de herdenkingsuitgawe van Debtbusters se skuldindeks. Wat vir ons baie uitgestaan het in hierdie kwartaal van die 4de kwartaal van 2025 is dat stygende lewenskostes die afgelope dekade plaas wel vir verbruikers van 'n slegter af posisies waar hulle 10 jaar gelede was. Ons sien ook dat alhoewel daar verligting was deur rentekoersverlagings, die tweepot stelsel wat bekend gestel was in September 2014, voel die inkomstegroep R35.000 per maand en meer, voel baie meer finansiële druk op hierdie stadium. As jy sê R35.000 en meer en daai finansiële druk, want dis die groep wat jy sê die meeste dit voel. Hoekom voel daai groep dit meer? Is dit van ons we living above our means? Ekskuus vir die Engels. Is dit verstaan hulle betaal meer belasting? Wat is die faktore wat bydra vir hierdie groep se druk? Kyk, die grootste faktore wat bydra is, as ons kyk na hoe die veelheid wat inflasie saamgesteld gegroei het oor die laaste 10 jaar in vergelyking met inkomstes, dan los dit vir Suid-Afrikaners met so 47% minder koopkrag. Jo. En dit beïnvloed nie net noodwendig jou 35.000 per maand groep nie, maar dit beïnvloed almal. Maar wat ons spesifiek sien met die groep van R35.000 en meer, is dat hulle skuldboek, alhoewel hulle 85% van hulle inkomste maandeliks op skuld spandeer, is die meerderheid van hierdie skuld terugbetalings aan die krediteure elke maand opgemaak uit bates uit huislenings, uit voertuie en sommige kere sien ons dat daar meer as een van eerder 'n voertuig of 'n huislening is. So met ander woorde, die grootste hoeveelheid skuld vir hierdie spesifieke groep is huislenings en verbande en paemente, met ander woorde, om dit wat ek het op skuld aan te kan koop. Korrek, ja, dit is as jy nou vat van die 85% wat hulle gebruik om hulle skuld maandeliks terug te betaal, 60% kom van bate terugbetalings. Sure. Ja, mense moet kyk, wat my nogal redelik geskok het nou, is jy sê, oor die laaste 10 jaar, vir die afgelope dekade, het ons spandeerkrag van R35.000 en meer inkomstes per maand, het met 47% geval. Dit is amper die helfte van jou koopkrag wat verdwyn het in 10 jaar. Maar as mens kyk, ek het so 'n paar van jou statistieke daar uitgehaal, ook uit die verslag uit. Ek bedoel, elektrisiteit is 165% duurder in die laaste 10 jaar. Petrol is 74% duurder en die effek van inflasie is 49% meer. Hoe bly daai R35.000 plus groep per maand? Hoe bly 'n mens voor? Wat is die besluite en die keuses wat verbruikers moet maak om voor te bly? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag, Pierre. Ek dink daar's twee punte, is dat daar soos die eerste punt is, hoe maak hulle tans gebruik? En ons het ook gesien dat daar soos 'n paar rekordgetalle, wat nie noodwendig 'n goeie rekord is in hierdie gesprek nie, maar die rekordgetalle is dat daar soos van die aansoeke wat ons gekry het vir skuldberading vir die 4de kwartaal laas jaar, is daar 96% van die aansoeke wat 'n persoonlike lening het, en dan so 60% van hulle wat 'n 1 maand of 'n betaaldag lening het. So as gevolg van hierdie koopkrag wat verlaag het die laaste paar jaar, sien ons dat Suid-Afrikaners maak baie meer staat. Hulle is baie meer afhanklik nou van betaaldag of persoonlike lenings om net hulle kop bo water te hou. So meeste Suid-Afrikaners, wil dit vir my klink, leef letterlik van salaris tot salaris en dan binne die eerste paar dae is daai salaris eintlik klaar spandeer. Korrek. Ek dink 'n baie maklike manier om dit op te som is dat Suid-Afrikaners op die stadium voel dat daar's net 'n bietjie meer maand as salaris. Dis die waarheid, Jean-Pierre. Is mense ingelig genoeg oor lenings- en terugbetalingsstrukture? Dink jy die verbruiker slaan net nie ag daarop nie?
en kry te maklik lenings, of is daar dalk 'n siekte dat ons net aanhou leen want ons het nie meer geld nie? Kyk, die Februarie maand is ons in Engels National Debt Awareness Month, die nasionale skuldbewustheidsmaand. En wat ons probeer doen in hierdie maand is om vir kliënte weer in 'n posisie te sit, en dis ook ons tema van hierdie skuldindeks is ken jou skuld, is om vir kliënte 'n bietjie meer toegang te gee om vir hulle in 'n posisie te sit waar hulle meer kennis het oor hulle opsies. En ek dink op die eind van die dag, dit is bitter belangrik vir enige persoon om te weet wat is hulle opsies beskikbaar, maar die eerste stap wat jy moet neem is om te weet dat daar is 'n probleem. So deur te gebruik te maak van hierdie selfhulpmiddels online, soos ons debt indicator, ons debt sustainability en My Money Saver, kan jy registreer en jy kan sien wat is jou opsies, dan kan jy sien ook waar lê die probleem presies, en ek dink dis die belangrikste gedeelte om te weet is waarvanaf kom die finansiële druk presies. So, maak nie saak waar jy is en watter groep jy val vandag in Suid-Afrika nie, as jy weet jy sukkel en jy maak baie skuld en jy maak skuld op die stadium om deur die maand te kom, sê jy vir ons daar is vandag ten minste 'n keuse of 'n oplossing waar ons kan gaan om te kyk of ek dit beter kan bestuur. 100%, en ek dink dis baie goed vir die jonger ouderdomsgroep om te weet voordat dit te laat word. Wat ons wel gesien het is dat in hierdie kwartaal het ons gemiddelde ouderdom opgeskiet na 40 jaar oud toe, en as ons kyk na die verbruikers wat in die ouderdomsgroep van 45 jaar en ouer is, het hierdie nommer gestyg van 20% van ons aansoeke in 2016 na 31% tot en met 2025. So ons kan sien dat daar's meer druk vir ouer ouderdomsgroepe, maar dit is te verstaan. Hierdie ouderdomsgroepe sit met baie meer finansiële verpligtinge. Hulle is ouers, ons noem dit die toebroodjie generasie, skus, waar hulle kyk nie net na hulle kinders nie, maar hulle help ook hulle ouers uit. So my advies is dat voor dit te laat is, maak nie saak hoe oud jy is, weet wat jou opsies is. Heroorweeg jou skuld en heroorweeg jou begroting. Baie dankie Jean-Pierre, jy vanmôre met ons gekuier het. Dit is nogal skokkend, maar dis soos in Engels sê, wake up call. Dankie vir jou tyd. Baie dankie. Dis dan Jean-Pierre Lombard van Debtbusters. 'n bietjie gesels het oor die skuld wat ek amper wil sê meeste van ons al reeds ons vinger ingedruk het om te proe hoe hy proe. Nou ja. My geld is lankal klaar, dis nou die bank se is en nou spandeer ek laat dit bars. As ons terugkom na die advertensiebreek, ek speel net. Dan gesels ons met 'n paar interessante mense en later met François Boyce. Die man het meer energie as wat 25 van julle saam.